belangrik om dit te weet, dit is belangrik om dit te onthou, elke keer as ons begin, waarvoor is die boek van Johannes geskryf? Die boek van Johannes is geskryf, ons sien dit in Johannes 20 vers 31, hierdie tekens is wel opgeskryf, sodat julle tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo in sy naam, die lewe kan hê. Johannes is geskryf vir 2 redes, die eerste ene is as jy nie gered is nie, as jy nog nie glo nie, om tot geloof te kom, en die tweede rede, dat as jy glo, as jy alreeds glo, sodat jy lewe kan ontvang. Dis die 2 redes, dis die doel van die boek, is om mense te kry om te glo, en dies wat glo, lewe te gee. En die vorige keer, toe ons gepraat het, het ons die gedeelte van Jesus se doop hanteer. So daai gedeelte waar Johannes eintlik gepraat het, was eintlik 'n paar weke nadat hy eintlik gedoop was, praat hy eintlik hieroor. En wat ons daar sien, is dat Jesus het in elke vorm gelyk geword aan ons as mens, op elke aspek. Hy was ten volle God gewees, maar ek dink is Filippense wat sê, hy het daai godheid nie geag as iets om aan vas te hou nie. Hy het dit neergelê ter wille van ons. En dan sien ons dat by sy doop was Jesus gedoop met die Heilige Gees ook. Ons sien die duif wat gekom het en op hom neergedaal het en God wat sê, hierdie is my seun in wie ek welbehaag het. Ons sien dat hy gedoop was met die Heilige Gees. En omdat hy sy godheid neergelê het, weet ons dat elke wonderwerk wat hy in sy bediening gedoen het, het hy gedoen uit die plek van die totale afhanklikheid van God. Uit die plek van die Heilige Gees wat hom bekragtig om dit te doen. En wat ons mekaar gesê het, die spesiaal daarin is dat dit dan presies vir my en jou ook beskikbaar is. Want Jesus was gelyk aan ons in elke vorm, en hy het soos wat ons gedoop word met die Heilige Gees, was hy ook gedoop met die Heilige Gees, soos wat daar van ons verwag word om afhanklik van God te wees, afhanklik van die Gees, op God te verwag, het hy presies dieselfde gedoen. En dis hoekom hy die wonderwerke kon doen wat hy kon doen. Dit was nie omdat hy God was nie. Hy het dit nie gedoen omdat hy God was nie. Hy het dit gedoen omdat hy gelyk was aan my en jou en op die Vader vertrou het. En daar's 'n vers wat dit bevestig. Johannes 14 vers 12 sê, Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, sal ook werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader gaan. Dis vir my en jou ook beskikbaar, om te doen wat Jesus gedoen het. Amen. So hierdie week, hierdie Sondag aand, trek ons weg met vers 35. En ek het so 'n lekker tyd gehad in hierdie voorbereiding. Ek sit in werk in die aande aan Johannes, aan woordskool, en dan daai volgende dag, daai volgende oggend, as ek met mense praat, dan die vraag wat hulle my vra, kan ek direk so uit my voorbereiding uithaal en sê, "Kies, ek het gisteraand hiervan gelees." En dit is waar mense liefde vir die woord ontwikkel. Want ek sou besef in daai oomblik, sou ek nie 'n idee gehad het wat om te antwoord nie. Ek sou nie geweet het wat om te sê nie, maar die woord herinner 'n mens, die Heilige Gees herinner 'n mens. Vers 35 sê, die volgende dag, so dit is nou net nadat Johannes gepraat het van Jesus se doop, net nadat hy die mense vertel het, nou sê hy, die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. En dis 'n wonderlike getuienis van wie Jesus is, nommer 1. En ons verstaan dit, hy getuig dat hierdie is die lam van God. Dis die een wat gestuur is om te sterf vir my en vir jou sondes. Maar dis 'n wonderlike getuienis van Johannes die doper ook. Want hierdie is die kulminasie, hierdie is die vervulling, die vervolmaking van sy bediening, van sy roeping. Is nie om mense bymekaar te maak nie. Johannes was nie in kompetisie om te kyk hoeveel volgelinge kan hy kry nie. Hy was nie in kompetisie om te kyk hoeveel mense kan hy op sy gebeds WhatsApp groep kry nie. Hy was nie in kompetisie om te kyk of het hy die grootste selgroep of het hy die langste gebedlysie nie. Hy het elke oomblik wat hy gehad het, elke persoon wat hom gevolg het hy gesê, kyk, daar is die lam van God. Nie hier nie.
Julle moenie hier bly nie. Julle moenie by my bly nie. Daar is die lam van God. Volg hom. En ons sien dat Johannes weer eens sy hele doel, sy roepingsdoel, soos wat hy self gesê het, ek is maar 'n stem in die woestyn wat uitroep, maak die pad gereed vir die Here, maak die pad gelyk. Ons sien dit weer eens tot op 'n hoogtepunt kom, waar hy sy disippels vir hulle vat en sê, daar is die lam van God. Sien jy, daar's twee goed wat ons hieruit kan leer. Die eerste ding wat ons hieruit sien, kan ons eintlik by die disippels leer. Wat ons by die disippels kan leer is dat jy moet nie 'n navolger van 'n mens word nie. Jy moenie mense volg en wat hulle sê nie. Jy moenie mense volg en dit wat hulle vir jou bied nie. Jy moenie mense volg en sê, maar hierdie persoon, as jy na sy preke luister, gaan jou lewe verander word. En as hierdie ou vir jou bid, dan kan jy maar weet jy gaan gesond word. Wees versigtig om 'n navolger van 'n mens te word. Sien, Jesus soek 'n verhouding met jou direk. Hy soek nie 'n verhouding met jou deur jou pastoor nie. Hy soek nie 'n verhouding met jou deur jou man of deur jou vrou nie. Hy soek nie met 'n verhouding met jou deur jou selgroep of hy soek dit met jou direk. En ons kom baie keer op hierdie punt waar ons gemaklik raak. Sien, die vyand, julle sal verbaas wees hoe min die vyand jou eintlik uit die kerk uit probeer hou. Waar hy jou probeer hou, is op daai gemaklike plek. Wat sê, ja, maar as ek net op 'n Sondag gaan, is ek okay. As ek net hierdie Sondag geluister het na wat die pastoor gesê het, dan sal ek fyn wees. As ek net hierdie Sondag, as ek net hierdie Sondag uitgegaan het en het vir my gebid, dan is ek reg vir die week wat kom. Die vyand hou jou nie uit die kerk uit nie. Hy hou jou gemaklik. Solank ek Sondag kerk toe gaan. Solank my vrou, my kinders leer van God. Solank my man met God praat, of solank die pastoor vir my bid, dan is ek okay. En ons raak gemaklik, ons raak net 'n navolger van nog iemand anderste. Nee, iemand anderste sal vir my sê wat God vir my wil sê. Ek kan nie bid nie, ek verstaan nie, ek hoor God nie. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Jesus sê vir die mense, wie is julle? Ek het julle nie geken nie. Hy wil 'n verhouding met jou hê, met jou persoonlik. Die rede hoekom ons hier by mekaar kom, die rede hoekom ons hier tyd spandeer op 'n Sondag, oggend en aand, is eintlik net vir 'n bietjie toerusting vir die mense daar buite wat hom nie ken nie. Dis net sodat ek iets kan ontvang om daar buite te gaan uitdeel en te sê, maar het jy dit geweet? Ken jy Jesus? Dis wat ons hier kom doen. Jy moet eintlik uit jou eie uit okay wees om 'n verhouding met die Here te hê. Hier kom kry jy net daai ekstra bietjie wat jy kan gaan deel daar buite. Die tweede ding wat ons leer ons by Johannes. En die ding wat ons leer by hom is moet nie vir jou 'n groepie mense bymekaar maak wat jou volg nie. Moenie vir jou amper soos 'n klein bende bymekaar maak van aanhangers en jy's tog so, ek weet dit is kom ek sê vir julle, Johannes het nie die grootste volging nagejaag nie. Hy het nie die grootste selgroep gesoek nie, hy het nie die langste gebedlysie of die grootste WhatsApp groep nie. Sy enigste doel was om mense by Jesus uit te kry. Hoe hoor jy in 'n leierskapsposisie inbeweeg? En ek weet dit is maklik om hier te sit en te dink, nee, maar ek is nie so nie. Ek hou nie van die spotlight nie, ek hou nie van die eer en die erkenning nie. Kan ek vir julle sê, en ek sê dit met ervaring, die spotlight en die eer is soos 'n dwelm. Jy raak verslaaf daaraan. Die feit dat mense afhanklik is van jou, is lekker. Want ek voel iemand het my nodig. Ek voel spesiaal. En ons is so vinnig wat ons 'n groepie onder ons bymekaar maak, wat ons hulle, moenie worry nie, ek gaan vir jou bid. In plaas daarvan om te sê, hey, kan ek jou help om
saam met jou te bid? Kan ek jou help om op jou eie ook te bid? Kan ek jou wys hoe om jou Bybelstudie te doen? Kan ek jou wys, kan ek jou na Jesus toe vat? Dis wat ons moet doen. In plaas daarvan om elke keer vir iemand anderste 'n krik te wees om op te val. Wees iemand wat hulle met God connect. So, hoe word lou warm Christene gemaak? Weet julle hoe? Wie van julle hou van kamp? Jy mag maar jou hand opsteek. So, wat is die verskil tussen 'n kampketel wat langs die vuur staan en 'n kampketel wat in die vuur staan? Die verskil is baie lekker koffie of slegte koffie. Dis net so met 'n Christen. As 'n Christen net langs die vuur sit, gaan hy maar 'n lou warm Christen wees. Maar as hy in die vuur is, gaan hy 'n warm Christen wees. Nou die vuur waarvan ons hier praat, moet nou nie julle oor rek nie, dis nie die hel nie. Maar dis die heerlikheid. Maar 'n Christen wat in Jesus Christus is baie warmer as 'n Christen wat net langs hom is. Want om net langs hom te wees, is maar om op die plek te wees waar ek sê, hoorie so, ek moet myself net omring met die regte mense. As ek net in daai groepie is wat bid, dan kan ek deur die week doen wat ek wil. Hulle sal my weer uitsort. Dis hoe 'n lou warm Christen gemaak word. Vers 38. Toe draai Jesus om. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle: "Wat wil julle hê?" En hulle het hom geantwoord: "Rabbi," wat as dit vertaal word beteken dit meester, "waar bly u?" En hier is die heel eerste woorde van Jesus se bediening. Ons weet, by sy doop, toe die Heilige Gees op hom neerdal, was dit die bevestiging van sy bediening op aarde. So die heel eerste woorde wat ons lees, Jesus gespreek het in sy bediening, is: "Wat wil julle hê?" Wat soek julle? As ek vanaand vir jou moes vra, wat soek jy hier vanaand? Het jy gekom met 'n verwagting? Het jy gekom want jy het gedink, ek gaan vanaand iets by die Here ontvang? Het jy gekom want jy het belang gestel in die openbaring van die woord? Of het jy gekom want dis nou maar net gewoonte? Sien, die eeue oue probleem van die mensdom is wat ons wil hê. Adam en Eva in die tuin, hulle wou die kennis van goed en kwaad gehad het soos wat God gehad het. Die duiwel, Satan, hy wou eer gehad het soos God. Die Israeliete, ken julle die storie van, of ken julle die boek Rigters? Dit is 'n absolute rollercoaster van dan gaan dit goed met hulle, dan gaan dit sleg, dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg. Hoekom? Want Israel wou 'n koning gehad het. God sê vir hulle, julle het nie een nodig nie. Ek sal oor julle regeer. Ek sal oor julle in beheer wees. Ek sal julle lei. En Israel is soos, nee, maar ons kan nie. Ons wil 'n koning hê. En dan sien ons koning na koning na koning hoe hulle agteruit gaan. Want dan het hulle 'n goeie koning, dan het hulle 'n slegte koning. Dan het hulle 'n goeie koning, dan het hulle 'n slegte koning. Die probleem met ons as mense is nie noodwendig luiheid nie. Is nie noodwendig 'n tekort aan kerk toe gaan nie. Dit is hierdie wat ek wil hê. Ek wil dit hê en ek wil dit nou hê en ek wou dit al gister eintlik gehad het. En Jesus vra vir hulle, wat wil julle hê? Sien, ek dink Jesus het hulle nie gevra omdat hy onseker was oor wat hulle wil hê nie. Hy het geweet. Hy het dan nou omgedraai en gesien hulle volg hom. Hy weet wat is hulle intensies. Hy weet hulle het hom gevolg want Johannes het gesê dis die lam van God, dis die Messias. En hulle wil in sy teenwoordigheid hê. Maar hy vra hulle die vraag om hulle intensies te toets. Hy vra hulle sodat hulle moet besef wat hulle wil hê. Was jy al onkant gevang deur iemand wat vir jou skielik vra en dan weet jy nie wat om te antwoord nie en dan die eerste ding wat uit jou mond gekom, dan dink jy, hoekom het ek dit gesê?
Hoekom het ek wil daai woorde net so vat en terugdruk in my mond. So Jesus vra hulle die vraag, sodat hulle moet besef, wat is hier binne? Wat gaan nie uitkom, wanneer ons die vraag gevra word? En so dalk was hulle so bietjie verward. Dalk was hulle so bietjie onkant gevang. En ek dink, as ons kyk na wat hulle geantwoord het, dan sou ons dink maar, sjoe, ek sou iets beter gesê het. Ek sou dalk so Salomo geantwoord het en gesê het, Here, ons wil wysheid hê. Geef ons wysheid. Of Here, ons wil weet, wanneer gaan U koning, ons wil U volg, Here, ons wil aan die linkerhand en aan die regterhand staan, wanneer U Israel inneem. Here, ons wil daar wees, wanneer U koningskap bevestig. En dit klink alles soos goeie antwoorde. Maar die disippels antwoord iets, eintlik so bietjie verward, maar eintlik so reg, so waar, so opreg. Hulle vra vir hom, waar bly U? En as ou 'n bietjie dink daaroor, hoekom sou hulle dit vra? As iemand op 'n Sondagoggend na jou toe stap en vir jou vra, waar bly jy? Is dit 10:10 omdat hy wil kom koffie drink? Hy hoop dat daar melktert is of 'n koeksustertjie. Hulle vra, Here, waar bly U? Want hulle wil wees daar waar hy is. Hulle wil gaan daar waar hy gaan. Hulle wil nie sonder hom wees nie. Hulle wil net in sy teenwoordigheid wees. Daarom vra hulle hom, Here, waar bly U? Want waar's die plek waar ons die meeste tyd spandeer? Is by die huis. Dis waar ons bly, dis waar ons slaap. En hulle sê, Here, daar waar U is, daar waar U bly, daar waar U die meeste is, daar wil ons wees. So ek wil vir jou die vraag vra. Wat soek jy vanaand? En neem 'n oomblik. Kom ons gee dit 'n minuut. Jy kan eerlik wees in jou gedagtes. Weet jy wat is die wonderlike ding? Is jy kan 100% eerlik wees in jou gedagtes, want niemand hoor dit nie. Maar Jesus doen. Hy weet presies. So wat is dit wat jy vanaand soek? As jy jou optrede en jou intensies en jou aksies moes ontleed van vanmiddag af toe jy wakker word van jou middagslaapie en begin reg maak en jou hare kam, wat was jou intensies? Hoekom het jy wakker geword? Hoekom het jy besluit om op te staan? Hoekom het jy besluit om jou hare te kam en om kerk toe te kom? Wat was dit wat jy kom soek het? Het jy gekom omdat daar dalk 'n verwagting was dat jy hier moet wees? Het jy gekom want jou man of jou vrou wou gekom het? Wat wil jy hê? Is jy dalk op soek na 'n man of 'n vrou? Is jy dalk op soek na 'n beter werk, groter salaris, beter vriende, help met kinders grootmaak, vrede, geluk? Wat soek jy vanaand? En baie pastore gaan hierdie geleentheid gebruik wanneer hulle op hierdie punt kom om vir jou te sê, al wat jy moet soek is Jesus Christus. En ek stem 100% saam daarmee. Ek stem net nie saam nie, want baie van hulle sou vir jou gesê het, om enigiets anders te soek, is verkeerd. Stem nie daarmee saam nie. Om 'n beter lewe te soek is nie verkeerd nie. Om beter omstandighede te soek is nie verkeerd nie. Om beter voorsiening te soek is nie verkeerd nie. Die plek waar jy dit gaan soek, dis waar ons begin vraagtekens agteraan skryf. Ek het nie 'n probleem daarmee as jy enigiets soek nie, solank dit nie sonde is nie, is dit oukei. Die vraag is, waar gaan soek jy dit? Hoor wat sê 2 Korintiërs 1 vers 20. Dit sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, met 'n hoofletter H, dis Jesus, in hom is hulle ja. Daarom sê ons deur hom, amen aan God, tot sy eer. Al die beloftes van God, die beloftes van 'n beter lewe, die beloftes van gesondmaking, die beloftes van voorsiening, al die beloftes wat ek en jy so graag soek, die beloftes van 'n beter lewe, die beloftes van 'n hoopvolle toekoms, alles wat ons soek, is in hom.
So ek het nie 'n probleem daarmee as iemand 'n beter lewe soek nie. Ek het nie 'n probleem daarmee as jy 'n mooier, vinniger, beter kar soek nie. Dalk nie vinniger nie. Kom ons sê meer ekonomies. Dis dalk die regte een. Ek het nie 'n probleem daarmee as jy 'n groter salaris en 'n beter huis soek nie. Die vraag is, waar soek jy dit? Want as jy dit nie in hom soek nie, dan soek jy dit verkeerd. Hy gaan vir jou gee dit wat jy nodig het. Ons beter lewe waarna ons soek, is eenvoudig nie opgevang in al die ander dinge nie. Alles wat ons soek en nodig het, is in Jesus Christus. En hier is die wonderlike ding wat gebeur, as jy al daai begeertes, al daai behoeftes in hom soek. Een van twee dinge gebeur. Die eerste ene like ons baie, die ander ene verstaan ons nie altyd so lekker nie. Die eerste ding wat sal gebeur, is dit sal tot vervulling kom. As hy sê, jy soek my, jy het gesoek en ek het oopgemaak. Jy het geklop en ek het oopgemaak. Jy het gevra en ek het geantwoord. Jy het gesoek en toe vind jy. Dis wat gaan gebeur, dit gaan tot vervulling kom. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, as jy dit in hom soek, gaan hy jou hart verander en daai soeke gaan verdwyn. En skielik gaan jy besef, ek het dit nie nodig nie. Ek het net Jesus Christus nodig. Dis die wonderlike plek waar mense opeindig, wanneer jy hom soek. Vers 39. Hy sê toe vir hulle, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan en hulle die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur gewees. Jesus antwoord hulle eenvoudig en sê, kom kyk. Hy het nie hulle geantwoord en gesê, hoor hierso, as jy hier teen die rivier afloop, seker nog so 200 meter, gaan jy 'n groot boom kry. As jy by die boom kry, gaan jy links op teen die berg, dan gaan jy 'n ry bome kry. By die 5de boom draai jy weer links en dan seker so 100 meter, daar sal hulle my tentjie sien, dis waar ek woon nie. Hy gee nie vir hulle rigtingaanwysers nie. Ons het 'n probleem as mense om totaal en al oor te gee. Ons het 'n probleem om Jesus te vertrou, want ons raak verward met die rigtingaanwysers. Ons raak verward, want wat moet ek volgende doen, Here? Ons dink ons moet die paadjie loop om tot by hom uit te kom, maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek is nie aan die een punt en jy aan die ander punt en jy moet dit uitfigure tot by my nie. Hy sê, kom kyk, stap saam met my, vat my hand en ek gaan vir jou wys waar ek bly. Dis wat 'n verhouding is met Jesus Christus. Hy het nie vir die disippels weggehardloop en gesê, kyk of julle my kan kry nie. Hy het gesê, kom kyk, stap saam met my. Jesus stap tree vir tree die pad saam met ons. Dag vir dag is hy met jou en hy wys jou waar dit is waar hy is. En dan sien ons die impak van so 'n verhouding. Wie van julle kan onthou wat se jaar jy tot bekering gekom het? Steek op julle hande, wie kan onthou wat se jaar? Wie van julle kan onthou wat se maand was dit? OK? Wie van julle kan onthou wat se dag die maand was dit? Wie van julle kan onthou hoe laat was dit? Pieter, hier is enkeles van ons. Dis die tipe impak wat daai totale bekering maak. Hierso sê Johannes presies hoe laat. Hy sê dit het omstreeks 10 uur gebeur. Die 10de uur. Dit was nie 10 uur nie, dit was die 10de uur. Wanneer Jesus in jou lewe inkom en totaal verander, is dit 'n ewige, alles oortreffende verandering. Jy kan nie daar uitstap en dieselfde wees nie. Dit het so 'n groot impak op die disippels gehad, dat hulle die uur van die dag onthou het. Sien, hulle lewens was so radikaal verander, dat hulle die dag, die datum en die uur onthou het. Dis 'n onvergeetlike verandering. Vers 40 sien ons hoe van die disippels, die res van die disippels geroep word. Vers 40, Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê en Jesus gevolg het. Hy het sy broer Simon
eerste teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, Christus. Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het met stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word, Petrus. Reg deur die woord van God gaan julle, as julle lees van Andreas, gaan dit altyd gevolg word met Andreas die broer van Simon Petrus. En dit wil vir ons voorkom asof Andreas so bietjie in die skaduwee van Simon Petrus, van Petrus geleef het. Amper as hy so bietjie in sy broer se skaduwee geleef het en asof hy nie sulke groot dinge gedoen het nie. En my en jou gedagtes en ons wil, weer eens wat ons wil hê, die natuurlike denkproses van die mense is om uit ander mense se skaduwees uit te kom. Ek wil nie vir altyd onder iemand anders, ek wil tog bietjie uit hierdie skaduwee uitkom en my eie eer hê. Ek wil ook bietjie erken word en raak gesien word. Ek wil ook iets groots doen. Ek wil ook iets amazings doen. Ek wil ook hê mense moet praat van Jacques toe hy dit gedoen het. Ek wil ook hê mense moet praat van toe hy dit gedoen het en dit gesê het en dit. En ons sien dat as Andreas vandag op aarde moes wees en dat hy vandag Jesus moes ontdek en in die kultuur waarvan ons vandag leef, dink ek nie sou hy dadelik na sy broer toe hardloop en die eer met hom deel nie. Maar ons lees iets anders by Andreas, wat ons vandag beslis moet onthou. Sien, Andreas kon homself nie keer om mense na Jesus toe te lei nie. Hy kon nie vir 'n oomblik stil staan as hy iets ontvang het en gehoor het, kon hy nie anderste as om mense na Jesus toe te vat nie. Daar's 2 ander teksgedeeltes in Johannes waar ons lees, en julle sal hoor, hoe praat hulle van Andreas. Die eerste ene is Johannes 6 vers 8 tot 9. Dit sê een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse gehad het, maar wat is dit vir so baie mense? Sien, Andreas ontmoet hierdie klein seentjie. Hulle het nou net gewonder, hoe gaan hulle al hierdie mense kos gee? Hulle het nou net gewonder, wat gaan ons doen? Hierdie mense is honger, hulle volg ons nou al vir dae. En Andreas loop hierdie klein seentjie raak. En wat doen hy met hom? Hy vat hom onmiddellik na Jesus toe. Hy sê, Jesus seun, hy het broodjies, hy het visies, wat doen ons? Hy gaan na Jesus toe met hom. Johannes 12 vers 20 tot 22. Daar was aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. Hier's 'n klomp Grieke, hulle het 'n versoek aan Filippus, hulle wil vir Jesus ontmoet. Filippus het toe vir Andreas gaan vertel en toe gaan Andreas en Filippus toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Andreas het hierdie instelling gehad, dat ek gaan nie weet wat is die antwoord altyd nie, ek gaan nie weet wat om vir jou te doen nie, maar wat ek vir jou kan doen is, ek kan jou na Jesus toe vat, kom saam met my, kom ek wys vir jou waar is hy. Hy het dit met sy broer gedoen, hy het dit met die seentjie gedoen, hy het dit met die Grieke gedoen, en dit was Andreas se ingesteldheid, en ek en jy moet dieselfde ingesteldheid ontwikkel, want hier is die wonderlike ding wat gebeur. Weet julle wat gebeur op Pinksterdag? Petrus preek onder leiding van die Heilige Gees en die woord sê 3000 mense kom tot bekering. Waar sou Petrus gewees het as Andreas nie dadelik na hom toe gehardloop het en gesê het, ons het hom gevind. Jy hoef nie Petrus te wees wat met 3000 mense te praat nie. Jy hoef nie die volgende Benny Hinn of Billy Hybel of wat ook al te wees wat met 'n skare mense praat nie. Jy hoef nie hier voor te staan en vir 'n groep mense te preek nie. Al wat jy hoef te doen is om die skakel te wees tussen die volgende Petrus en God. Jy hoef net een persoon tot bekering te bring. Petrus se groot werke sou nooit tot staan gekom het as Andreas nie in daai oomblik gehoorsaam was nie. Hy hardloop na sy broer toe. En dan sien ons 'n wonderlike ding.
Wie van julle het al Chosen gekyk? So Petrus se persoonlikheid word baie goed, ek dink daar uitgebeeld. 'n Vurige, warmkoppige jong lad, wild aan die brand, wil net dinge doen, kap die soldaat se oor af as hulle vir Jesus wil kom arresteer. En daar's iets mooi in die gedeelte. Petrus was reaksionêr gewees. As iets gebeur het, het hy gereageer. Sulke mense maak vir my senuweeagtig. Reaksionêre mense. Mense wat nie vir 'n oomblik net kan terugsit en dink, nou ek weet die snaaks daarvan is en ek kan voel hoe kyk my vrou vir my, ek is so 'n mens. Ek kan nie dink oor 'n saak nie. As iets vir my duidelik lyk, dan kom, laat ons gaan. Ons doen dit. Maar dit maak ander mense senuweeagtig, reaksionêre mense. Mense wat nie net kan asemhaal en sê, okay, kom ons dink oor hierdie saak. Is dit nodig? Is dit nodig dat ons nou dit en dit en dit doen? En Petrus was so. Kap die soldaat se oor af toe hulle vir Jesus wou arresteer. Hy vloek die diensmeisie. Toe sy hom vra oor, of was jy nie een van Jesus se volgelinge nie? In daai oomblik dink hy nie. Hy sit nie vir 'n oomblik en wonder, okay, kom ek raak net bietjie rustig. Ek weet die Here sal my beskerm, ek weet hy's besig met 'n groter plan. Nee, hy reageer net, en hy besluit, kom ek verander sommer my taalgebruik, sodat sy 100% seker is, ek was nie 'n volgeling van Jesus Christus nie. Hy was reaksionêr. En Jesus sien Petrus raak 100% vir wie hy is. Hy sê vir hom, jy is Simon, die seun van Johannes. Hy ken hom op sy naam. Hy weet tot wie sy pa. Hy praat met hom en hy sê vir hom, ek weet wie jy is, ek ken jou 100%, maar Jesus sien hom ook raak vir wie hy kan wees. Hy sien die potensiaal in hom raak. En hy gee vir hom 'n nuwe naam. Dis Cephas in die Aramees, Petrus in die Grieks. En op die ou einde beteken dit, as ons dit vandag moet vertaal in Afrikaans, beteken dit die groot rots. Wie van julle was al by die see gewees? Seker almal. Dom vraag. Het jy al daai rotse gesien op die strand? Het jy al een van hulle probeer optel en skuif en iewers anders te neersit? Gebeur nie. Petrus wat so vuur en vlam was, Petrus wat so losbandig, so impulsief was, so wisselvallig, dan sy hierdie kant, dan sy daai kant, dan wil hy die soldaat se oor afkap, dan vloek hy die diensmeisie, dan sy getrou, dan sy nie getrou nie. Hy wat so all over the show was. Jesus sê vir hom, jy is die rots. Ek verander jou naam na rots toe. Staan vastig en sterk. Jesus sien Petrus vir wie hy is, 100%. En hy aanvaar hom. Hy het hom lief. Hy het nie vir hom gesê, Petrus, wanneer jy die rots word, dan kan jy my volg nie. Of Petrus, wanneer jy die rots is, dan sal ek jou gebruik nie. Of Petrus, wanneer jy die rots is, dan het jy die voorreg om my te dien. Nee. In jou situasie, soos wat jy is, sien ek jou raak vir wie jy is, maar ek sien jou ook raak vir wie jy kan wees. En hy het hom lief daar waar hy is, maar hy het hom ook lief genoeg om hom nie daar te los nie. En mag dit die ingesteldheid wees, wat ek en jy, as kinders van God, in hierdie gemeente mag hê, en in hierdie dorp. Ons is lief genoeg vir mense, om hulle te aanvaar, maar ons is ook te lief vir hulle, om hulle te los, net soos wat hulle is. Niemand is gediskwalifiseer om hier in te stap nie. Maar moenie laat ons vir jou kry nie. Want as ons jou het, ons is te lief om jou te laat gaan, onveranderd. En dis wat Jesus met Petrus doen. Hy sien hom raak vir wie hy is, maar hy sien hom ook vir wie hy kan wees. En hy sien die potensiaal in elkeen van julle ook raak. Hy sien dit. Vers 43. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan. En toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my.
Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het en ook die profete, Jesus van Nasaret kom, die seun van Josef. Daar is 'n tipe aansteeklikheid in hierdie situasie. Dis dieselfde tipe aansteeklikheid wat ek vir julle wil sê, wat by herlewing plaasvind. En ek het in my voorbereiding, het ek weer eens net besef, ek en jy dink soms verkeerd oor wat herlewing is. Ons sien herlewing soms nie raak vir 100% wat dit is nie. Die Engelse verduideliking van herlewing, van revival, is die volgende. In the Bible, revival means a spiritual reawakening and renewal, characterized by a powerful work of the Holy Spirit that restores spiritual passion, deepens a love for God, and leads people to repentance and transformed life of believers. Sien julle wat gebeur in hierdie teksgedeelte? Sien julle wat gebeur wanneer Jesus die disippels begin roep? Andreas kan dit nie inhou nie, hy gaan vertel vir Petrus. Filippus kan dit nie inhou nie, hy gaan vertel vir Nathanael. Dit is hoe herlewing in my en jou lewe ook gaan gebeur. Dit is hoe herlewing in hierdie gemeente gaan gebeur. Dit gebeur deur mense wat Jesus nie vir hulle self kan hou nie. Ons het die geneigtheid om te dink dat herlewing is groot, baie mense, geesvervulde dienste, genesings, profesieë. Dis nie herlewing nie. Dis die vrug van herlewing, maar dis nie herlewing nie. Herlewing is die aansteeklikheid van Jesus Christus. Herlewing is wanneer mense se lewens so verander dat ek kan dit nie inhou nie. Ek loop in die strate en lei mense na Jesus Christus toe. Dit is wat herlewing is. Is wanneer daai vuur en daai passie aangesteek word onder mense. Al die ander goed, dis die produk van herlewing. Die geesvervulde dienste, die genesings, die spreek in tale, die profesieë. Ons bid oggend na oggend, keer op keer. En dis wat die Here met my kom deel het en met my kom praat het. Ons bid elke Sondag. Ons bid deur die week ook en ons bid op Woensdae en ons smeek die Here. Here, begin die herlewing. Here, stuur die herlewing. En dan wat doen ons? Ons kom sit Sondag na Sondag net hier en dan wag ons. Okay, Here, wanneer nou? En dan gebeur dit nie, dan gaan ons huis toe, en dan bid ons weer, dan kom ons weer Sondag, en dan sê ons, okay, Here, dalk is dit vanoggend, dan sit en wag ons. Okay, Here, wanneer kom die herlewing? En ons is opgewonde, ons kyk uit daarmee, en ons soveel verwagting op die musiekspan, en op die pastoor, want dit gaan daar begin, en dan gaan dit oorvloei, en dan gaan mense opspring, en hulle gaan genees word, en hulle gaan in tale praat, maar dis nie herlewing nie. Ons wag vir die verkeerde ding. Herlewing begin wanneer ons nie meer Jesus Christus vir onsself kan hou nie. Herlewing gaan nie in hierdie gebou begin nie. Herlewing gaan daar buite op die straat begin. Herlewing gaan in Pick n Pay begin. Herlewing gaan by Paints Africa begin. Herlewing gaan by Netbank begin. Herlewing gaan by die salon begin. Wanneer ek nie meer kan stil bly oor wie Jesus Christus is nie. Wanneer ek aan die brand gesteek word, wanneer ek, man, weet julle wat is die grootste probleem? Ons het 'n vrees dat mense dit wat ek gaan sê gaan verwerp. Ons het 'n vrees dat wanneer ek met hulle praat, hulle gaan vir my sê, ag man, jy's simpel, jy's mal in jou kop, moenie met my oor hierdie goed praat nie. Kan ons net vir 'n slag ontslaa raak van daai vrees? Weet jy dat daai persoon minder as niks aan jou ewigheid kan doen nie? Weet jy dat daai persoon ongeag van sy status, sy geld, sy invloed, hy kan poggerol aan jou doen nie? So as hy dit verwerp, so be it.
Hy gaan moet rekenskap gee eendag. Hy is die een wat nie gaan kan sê, maar ek het nie geweet nie, ek het nie gehoor nie. Jou verantwoordelikheid, vat die volgende nou. Sê vir hom, wil jy dalk hoor? Kom ek praat met jou. Ken jy Jesus? Kom ek en jy het 'n gesprek. Ons is so vasgevang in wat daai ou gaan dink, wat dit nie goed vat nie. Dit maak nie saak wat hy dink nie. Plant net die saadjie. Dis al. Hy gaan huis toe ry, hy gaan in sy bakkie klim, of sy in haar kar, en hulle gaan dink, sjoe, was daai reaksie nou eintlik nodig gewees? En daai saadjie is geplant, en iewerste gaan hulle daaroor dink, en iewerste gaan die Here met hulle werk. Maar as ek en jy in hierdie gemeente herlewing soek, moet ons ophou om dit hier te soek. Gaan begin dit. Kan ek vir julle hierdie interessante vraag vra? En dis nou glad nie in my notas nie. Wat dink julle is Jesus hoe kan ek dit nou sê? Wat is sy rol in herlewing? Wat dink julle is sy rol? Sy rol is om ons toe te rus om disippels te gaan maak. Sy rol is om ons toe te rus om met mense te kan gaan praat, om ons die Heilige Gees te gee en die kennis te gee en al daai. Dit het klaar gebeur. Ek weet nie of julle dit besef nie. Jesus het klaar sy kant gedoen. Hy het klaar sy kant gebring. So van wie hang herlewing af? Dit hang van ons af. Dit gaan vat dat ons opstaan en sê, ek is nie meer skaam nie, ek is nie meer bang nie, ek gaan nou gaan praat, en ek gaan vir die mense gaan sê, ek gaan nie meer stil bly nie, ek gaan nie meer omgee wat hulle dink nie, ek gaan nou mense na Jesus Christus toe lei. Jesus het klaar sy kant gebring, hy het klaar gesterf, hy het jou klaar vergewe, hy het jou klaar toegerus, hy het klaar die woord van God vir ons gegee. Alles wat jy nodig het vir herlewing is in die palm van jou hand. Jy moet net opstaan en begin. Kan ons van vanaand af nie meer wag vir herlewing nie, maar kan ons herlewing gaan begin? Kan ons die vuur gaan aansteek? Kan ons hierdie dag en datum neerskryf, 12 Oktober, 6:15, het herlewing begin. Want ons het besluit dat ons nie meer skaam gaan wees nie. Ons gaan nie meer bang wees nie. Ons gaan nie meer besig gehou word nie. Dis die ander groot ding. Man, ons is besig met soveel goed. Dan is ons hierheen op pad. En dan moet ons hierdie ding doen. En dan moet ons hiermee. En dan kom jy aan die einde van die dag en met wie het jy gepraat oor Jesus? Niemand nie. Weet jy dat God al die son laat stil staan het in die hemele, sodat sy mense tyd kan kry op aarde? So wie is jy om te sê, ag, maar ek het nou vandag nie tyd gehad nie. So jammer, Here. God is buite tyd. Hy kan dat dit vir jou môre vir die volgende 7 ure, 2 uur die middag wees. As dit nodig is vir jou om tyd te hê. Hy sal vir jou tyd gee, moenie worry nie. Jy is nooit te besig nie. Dis hoe herlewing begin. Vers 46. Ons sien Filippus gehardloop na Nathanael toe en vir hom gesê, ons het hom gekry. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kan daar iets uit Nasaret wees wat so goed en so great en so amazing is? En Nathanael was nie dom nie. Nathanael was nie verkeerd nie. Nathanael was eintlik teologies reg gewees. Hoor wat sê Micha 5 vers 1. Hy sê, maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streek van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer.
Jesus Christus, en Nathanael het dit geweet, moet uit Bethlehem uitkom. So nou kom Filippus by hom en sê, ons het hom gekry, Jesus van Nasaret. En dan sê hy soos, maar jy kan nie ernstig wees nie. Ek weet wat sê die skrif sê hy gaan uit Bethlehem uitkom, nou sê jy vir my, hy kom uit Nasaret uit. Wat goed kan daar uit Nasaret uitkom? Die rede hoekom hy het sê is, want Nasaret was so 'n hartseer dorpie gewees. Is ekonomies verlate, polities betekenloos, militêr het hulle absoluut niks beteken nie. Nasaret was maar, ek weet nie, waarmee vergelyk ons dit, pofadder, ek weet nie. Ek was nog nooit daar nie. Ek gebruik nou ander mense se woorde, so verskoon my. Nathanael was nie verkeerd nie. En Filippus sê vir hom, kom kyk net. Kom probeer net. Sien, alhoewel Nathanael geldige opmerkings gehad het, het Filippus nie gesteer nie. En hier's daai bietjie insette van Jesus se kant af om ons te help om die herlewing aan te steek. Want Filippus kom opgewonde. Hy's reg om vir Nathanael te vertel van Jesus Christus en dan wat kry hy? Teenkanting. Wat goed kan daar uit Nasaret uitkom? Ag, wat praat jy nou? Ek moenie vir my hierdie nonsens stories vertel nie. Ag, los my. En van hierdie mense kan slim raak. Jy geweet dat daar's baie ateïste, baie mense wat nie glo nie, wat die woord beter as ek en jy ken. Hulle is nie dom nie. Ons maak soms die fout om te dink dat, hoorie so, hulle gaan net alles opdrink wat ek sê, want hulle weet niks van die woord van God af nie. Maar hulle is slim. Hulle weet waarvan hulle ook praat. Hulle het nog net nie daai ontmoeting gehad nie. Maar baie van hulle ken die woord. En Nathanael is presies dieselfde. Hy weet wat sê wat word van Jesus gesê. Hy weet hy kom van Bethlehem af, of hy gaan uit Bethlehem uitkom. So hoekom het hierdie teenkanting nie vir Filippus gesteer nie? Want dis die eerste ding wat my en jou om ons wiele afblaas. Jy gaan met soveel spoed tot die eerste ou vir jou die vraag vra wat jy nie kan antwoord nie. Hoekom gebeur goeie goed met slegte mense en slegte goed met goeie mense? Nou weet ek nie wat om te antwoord nie. As God dan lief is vir my, hoekom sal hy my nie aanvaar net soos wat ek is nie? Ek weet nie, ek sal met my pastoor gaan praat oor daai ene. Dit steur nie vir Filippus nie, want hy het die ervaring en die belewing, hy weet ook dat die Messias uit Bethlehem uit moet kom, en hy sien dat hier is 'n ding wat ons nie verstaan nie, maar hy laat hom nie steur nie, want die verskil is, Nathanael het nie 'n ervaring gehad met Jesus Christus nie, Filippus het hom al ontmoet, hy weet binne in hom, dat Jesus Christus is die Messias, toe hulle oogkontak gemaak het en hy hom gesien het, en hy vir hom gesê het, volg my, het hy geweet, hy het die ontmoeting gehad. Daarom, maak nie saak wat die slim mense sê nie, ek weet wat ek weet, dat Jesus Christus is die Messias. En dan doen hy iets, wat ek en jy, wat ons dalk net moet onthou. Sien, baie mense gaan kom met slim praatjies en met baie feite, en as jy nie kan antwoord nie, dis oukei. As jy nie kan antwoord nie, maak soos Filippus en sê, ek het nie vir jou die antwoorde nie. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Maar hier aan die binnekant, kan ek nie anderste, as om vir jou te smeek en te sê, kom kyk net. Kom kyk net, kom ervaar dit net vir jouself. Ek weet, die skrif sê, hy moet uit Bethlehem uitkom, en nou kom hy van Nasaret af. En ek en jy weet nou 2000 jaar later, dat hy eintlik in Bethlehem gebore was, so die skrif weerspreek homself nie. Maar ek weet, goed in die Bybel stem nie lekker saam in my kop nie. Ek weet, dinge maak nie altyd sin nie, maar kom kyk net. Dit is hoe ek en jy met daai hardkoppige mense moet deel, wat nie wil hoor nie. Wat net weerstand bied. Moenie in 'n teologiese debat betrokke raak nie.
Filippus kon nou sê, ja maar, joh, jy weet, as jy nou die oorspronklike Grieks vat, nê, en die oorspronklike Hebreeus vat, en jy draai die woord agterste voor om, en jy lees elke tweede letter, dan spel dit dan nou eintlik Bethlehem. Sulke benullige, stupid redenasies. Moenie daarby betrokke raak nie. Al wat jy moet doen is sê, kom kyk net. Ek het nie vir jou die antwoorde nie, kom kyk net. Gee my 1 Sondag. Ek sal jou kom haal, ek sal vir jou koffie koop by Seattle, ek sal alles doen wat ek kan, maar kom kyk net. Soms moet ons as Christene ook net erken, ons het nie al die antwoorde nie. Soms moet ons net vir mense sê, weet jy wat, daai vraag is 'n baie goeie vraag. Ek het nie vir jou die antwoord nie. Maar saam met jou hoop ek ons eendag by die antwoord uitkom. Maar stap net die pad saam met my. Want dis waarop soveel mense daar buite ons hamer. Want ons praat goed wat ons nie weet nie. Ons praat goed wat ons oor onseker is. En dan vind hulle fout in wat ons sê. En pastoor, jy het mos gesê, Timoteus sê, laat geen sterk alkohol oor jou sterk drank oor jou lippe kom nie. En wat? Wat het jy? Daar by Ghost Kitchen? Wat was daar op jou tafel? Pastoor, ons praat dinge, en as ons nie daarby kan hou nie, dan peper hulle ons. So wat moet jy doen? Hou op praat. Hou op praat en bring hulle in. Daar's 'n baie bekende quote of stelling, en julle ken dit, Sint Francis van Assisi sê, gebruik elke geleentheid om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig, en wanneer dit nodig is, gebruik woorde. Jy het nie altyd woorde nodig nie. Trek die mense net in. Ag, en dan vers 47, die eerste gedeelte. Dit is die tipe verse waaroor daar groot partytjie in die hemel gehou word. Ons sien Nathanael bied weerstand. Man, wat is daar goed wat uit Nasaret uit kan kom? En dan vers 47. Jesus het Nathanael na hom sien aankom. Kan jy self indink? Daai seun, daai dogter, daai vriend, daai vriendin, wat jy nou al vir jare en jare probeer uitkry om by die kerk in te kom, kan jy dink, jy sit hier op hierdie rooi banke, en jy sien hoe daai persoon deur hierdie houdeure instap, en dit voel vir jou, jy's plat op die bank, maar jy gaan omval. Want dis 'n wonderwerk. En jy kan amper nie verstaan hoe het hulle hier opgeëindig nie. Dis wat hier gebeur. Omdat Filippus nie opgehou het nie, omdat Filippus aangegaan het en vir hom gesê het, ek het nie jou antwoorde nie, maar kom kyk net. Lees ons dat Nathanael toe nog maar opgestaan het en gegaan het en gaan kyk het. Jesus het Nathanael sien aankom en sê toe van hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nou, ons gaan afsluit met hierdie gedeelte. Die woord hier vir bedrog, as jy hom gaan terugvat tot waar hy oorspronklik geskryf is, die woord vir bedrog is eintlik die woord Jakob. En dit voel so bietjie aanvallend, so my eintlike naam is Jakobus, lank vir Jakob, en nou is dit bedrog. Man, ek het 'n probleem hiermee gehad toe ek jonger was. Maar jy, almal kom ons op daai stadium, wat beteken my naam? Jy weet, ek wil tog so net bietjie 'n doel vind, 'n betekenis vind. So kom ek gaan kyk wat beteken my naam, asof dit nou eintlik 'n effek op jou lewe gaan hê, regtig. En wonder bo wonder, wat kry ek? Jakob of Jakobus kom van Jakob af, en wat dit beteken is bedrieër. Serpent, hakskeenbyter. Man, ek het vinnig van daai
trein afgeklim. Hier is nie lekker nie. Ek gaan nie hierby staan nie. Maar ons sien dit in Jakob se lewe. As jy nou teruggaan na sy verhaal in Genesis, sien ons dat, wat het hy gedoen met sy broer Esau? Hy het hom bedrieg uit sy eersgebore reg uit. Hy het laat Esau sy eersgebore reg aan hom verkoop vir 'n potjie lensiesop. En dis nie die enigste keer nie. Hy bedrieg sy skoonpa Laban uit meeste van sy besittings uit. Hy kom agter hierdie verhouding gaan nie meer lekker werk nie en hy maak toe vir hom meeste van die skape bymekaar en meeste van die beeste en meeste van die besittings en daar oornag in die middel van die nag trek hy uit. En hy bedrieg sy skoonpa ook. En hier is die wondering, maar Jakob het een aand, en ons lees dit, met God geworstel. Een aand, ons weet nie of dit in 'n droom was, ons weet nie hoe nie, maar iewers te sien hy iemand, en hy begin met hom worstel, en hy laat hom nie gaan nie, en die persoon of die entiteit, die engel sê toe vir hom, laat my gaan, en hy sê, ek gaan nie laat gaan, totdat u my seën nie, en daar besef ons, en ons sien uiteindelik raak, wat was Jakob se doel gewees? Jakob dink, hy het besittings gesoek. Jakob dink, hy het eersgeborene reg gesoek. Maar wat hy eintlik gesoek het, is net die seën van God. Wat hy eintlik wou gehad is dat die Here hom net sal seën. Dis al wat hy wou gehad het. En God sien dit raak. Hy sien raak dat Jakob eintlik net op soek was na die seën van die Here. En hy verander sy naam net daar na Israel toe. Van hakskeenbyter af na die een wat geworstel het met God. En hy vat hom weg van bedrog, van bedrieg, van hakskeenbyter af, na iemand wat erns gemaak het met God. En hy's geseën daarna. Ons weet die belofte het oorspronklik na Abraham toe gegaan, dat jou nageslag sal wees soos die sand van die see, soos die sterre van die hemel. Maar waar het werklik begin? Want Abraham het net vir Isak gehad. Isak het net vir Jakob gehad. Jakob kry toe 12 seuns, wat op die ou einde die 12 stamme van Israel word. Wat op die ou einde die nasie van Israel vorm. Omdat hy besluit het, ek gaan nie God los totdat hy my seën nie. En dis met alle respek gesê. Dis met alle respek gesê. Maar moet nie los totdat jy deurkom nie. Hou aan worstel, hou aan deurdruk, hou aan sê, Here, dit maak nie nou sin nie, maar ek gaan deurgaan. Here, dit lyk nie nou lekker nie, maar ek gaan aanhou. Here, ek het nou hou vas hier gekry en ek gaan nie laat gaan nie, want ek weet U gaan my seën. Maar hoekom is dit vir ons belangrik? Hoekom is dit vir ons belangrik om deur hierdie moeilike tyd te gaan? Hierdie swaar tyd, hierdie tyd van worsteling, hoekom is dit vir my en vir jou belangrik om daardeur te gaan? Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. As ek hier moes staan en getuig, en ek moes vir julle sê, my lewe was nog altyd net goed gewees. Ek het nog altyd meer as genoeg geld gehad. Ek het nog altyd net die regte goed gehad, ek het nog altyd die beste gehad, en my lewe was nog altyd net perfek. Ja, julle gesigte so min of meer so iets gelyk het. Okay, lucky you, good for you. Die beste getuienis is die een wat sê, ek was diep en ver en verlore gewees. Die beste getuienis is die wat sê, die Here het my uit 'n situasie uitgehaal, waar geen mens my kon uithaal nie. Die beste getuienis is ek was verslaaf gewees, ek was diep donker in 'n gat, en die Here het my kom uithaal. Die getuienisse wat mense se lewens aanraak is die wat sê, maar Here, ek het hom so nodig gehad. En dit het vir my gelyk asof niks gaan gebeur nie, dit het vir my gelyk asof niks goed gaan nie, maar op die ou einde het hy bonatuurlik vir my deurgekom. Dis die getuienisse wat mense se harte aanraak.
is dies waarmee hulle kan relate. Dit wat hulle ook ervaar, wat hulle ook beleef. Nou, ek weet van mense, en ek wil afsluit hiermee. Ek weet van mense wat 'n probleem het met hulle getuienis. Want my getuienis is nie so wow soos die ander ouse nie. Ek was nooit verslaaf aan dwelms nie, ek het nooit gedrink nie, ek het nooit gerook nie. So wat beteken my getuienis dan nou? My getuienis is dan nie so wow nie. Hoe moet ek dan nou, hoe effektief is ek dan nou vir die Here? So, ek praat in die week met een van my ou skoolvriende. Sy broer is skielik oorlede en ek dog toe ek moet hom met bel, met by hom praat en by hom hoor. En ons gesels toe nou eintlik lekker en op 'n stadium sê ek vir hom, so, ek is nou, ons is lanklaas, ons het op skool laas gepraat. Ek sê vir hom, ek is nou in Standerton, my graad in teologie, ek is pastoor. En ek kon hardop hoor hoe hy aan die ander kant van die telefoon soos, En ek sê toe net vir hom, ja, ek het nog nie my hele getuienis gedeel nie, want ek is bang die mense kyk anders na my as hulle weet wie ek was op skool, want hy ken my van skool daar af. En wat ek eintlik wil sê is ek het die getuienis van iemand wat in die wêreld was. Ek het die getuienis van iemand wat roekeloos geleef het. En ek praat eendag met iemand wat hierdie selfde ding vir my sê. Hulle sê, maar Jacques, ek het nie 'n getuienis soos joune nie. Ek kan nie vir mense, ek het onder die kerkbanke groot geword. Ek was nooit impulsief nie, ek het nog altyd goeie waardes gehad. En daai dag toe ek met daai persoon praat, toe besef ek, sulke mense besef nie, hoe graag ek eerder sou wou gehad het, dit moes my getuienis wees nie. Want ja, dit is lekker om die storie te vertel van waar ek oralste was, wat ek als aangevang het, al die slegte goed wat ek gedoen het, en ja, ons lag lekker daaroor. Maar daai lewe kom saam met 'n klomp baggage. Ek gaan vulnerable wees vir julle, en ek gaan 10 en hierdie uit YouTube uithaal, want ek gaan julle vertrou met sensitiewe inligting. Ek hou nie van sonde nie, en ek is nie perfek nie. Maar dis vir my baie, baie moeilik om langs iemand te staan wat rook. Nie omdat dit sleg ruik nie, maar omdat dit so lekker ruik. Dis die tipe bagasie wat saam met so lewe kom. Dis nou al jare wat ek nie rook nie. And it doesn't go away. Elke keer wanneer ek myself in die teenwoordigheid van mense vind, van my ou lewe, van die dooie Jacques, is hier hierdie innerlike konflik om nie net weer terug te gaan nie. Want ek sal nie die ou wees wat getuig en vir jou sê, "Jesus, daai lewe was so sleg nie. Daai lewe, as dit sleg was, het ek dit nie gedoen nie. Dit was lekker. Dit was fun. Maar nou sit ek met die bagasie daarvan. En ek blameer nie die Here omdat hy my nie heeltemal vry gemaak het nie. Dis my eie te doen gewees. Ek het gekies. Ek wens soms ek het onder die kerkbanke groot geword. Ek wens soms ek het beter keuses gemaak. Ek wens soms ek het beter vriende gehad. Ek wens al hierdie goed. So as jou getuienis is dat ek het onder die kerkbanke groot geword, man, ek wil vir jou sê, daar's mense soos ek wat opkyk na jou. Wat dit begeer. Wat wens ek kon ook daar wees. So moenie bang wees om jou getuienis te deel nie. Maar die getuienis wat die meeste mense aanraak, is een wat uit 'n plek van opregtheid kom. Want weet jy hoeveel mense word onder die kerkbank groot, maar is nie gered nie.
Weet jy dat dit eintlik 'n moeiliker plek is om uitgered te word? Jou grootste wapen in jou hand. En Openbaring praat daarvan, hy sê, daardeur was die vyand verslaan, en ek sê dit nou net, ek is nou nie presies seker nie, hy sê, maar dit is hoe die vyand oorwin was, is deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. Dis hoe ons die vyand gaan oorwin, dit is hoe ons mense by Jesus Christus gaan uitbring, deur die bloed van die lam, en die woord van ons getuienis. Jou grootste wapen in jou hand, is die woord van God, en jou getuienis. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, so baie dankie vir u woord. So baie dankie, Here, dat u woord vir ons soveel beteken, Here, en dat daar soveel geheimenisse, soveel waardevolle skatte, soveel geskenke, Here, wil ek sê, in u woord opgevang is en opgesluit is, Here. En Here, dankie dat wanneer ons van ons kant af wys dat ons die moeite insit, Here, u woord sê nader tot God en hy sal tot julle nader, en Here, wanneer ons die moeite insit om tot die woord te nader, Here, dan nader u ons weer deur die woord, Here, en daarvoor is ons so dankbaar. Here, so dankie dat u nie die woord geslote hou vir ons nie. Dat u nie goed van ons af wegsteek nie, Here, maar dat u alles wat ons nodig het om te weet, met ons kommunikeer en vir ons sê, wanneer dit nodig is, Here. Here, ek wil bid en vra, spesiaal vanaand, Here, en ons wil dit regtig met opregtheid en ernstigheid vra, Here. Here, gee ons die krag en die vrymoedigheid om herlewing te gaan begin in hierdie dorp. Here, gee ons die krag en die vrymoedigheid om nie bang te wees om met mense te gaan praat nie. Om nie skaam te wees om die naam van Jesus Christus te verkondig nie. Here, help ons. Gee ons die krag, Here, want ons weet uit ons eie uit, ons as mense gaan ons dit nie reg kry nie, Here. Ons het u so nodig. Ons het u Heilige Gees nodig, Here. En ons het u woord nodig. Dankie vir u liefde en genade. Amen.